Hoe kry jy meer van God in jou lewe? Ek dink almal wil meer hê, ek wil meer hê. Ek dink daar's 3 goed wat jy moet doen. Eerstens, jy moet meer met die Heilige Gees praat. Tweedens, moet jy meer van God se woord in jou kry en derdens, jy moet God meer prys. En ek dink dis 'n gewoonte wat jy moet hê. Ek dink aan al die manne van die Here, manne en vroue van die Here van geloof, wat het hulle gedoen? Hulle het God geprys, dis wat hulle gedoen het. Maar kom ons praat vanmôre om meer met die Here te praat. Nou waar bly die Heilige Gees? Die Heilige Gees woon binne in jou. As jy die Here aangeneem het, kom woon God se Gees in jou. Ek dink baie keer voel jy niks, beleef niks, want God werk nie op gevoel nie, God werk met geloof. Maar ek dink almal van julle het al beleef, ek voel ek wil hierdie ou pel, of ek voel ek moet dit doen, of ek voel ek moet hierdie ding doen. En dan sien jy, dis van die Here af. Nou die lekkerste lekker, as jy die stem van die Here hoor, jy doen wat God sê, en jy is in die kol. Dis baie lekker. Maar nou die dag het die Here regtig vir my openbaring gegee oor iets. En dis Spreuke 16, iets wat ek dalk self nie altyd in my lewe doen nie. Hoor wat sê hy? Spreuke is die wysheid van Christus. So jy kan daarna luister. Hy sê, mense kan planne maak, maar die finale besluit kom van die Here af. Alles wat hy doen, kan vir die mense reg lyk. En dit is so, ek doen nie doelbewus 'n verkeerde ding nie. Ek sê nie doelbewus 'n verkeerde ding nie. Die Here weet egter waarom hy dit alles doen. Alles wat hy doen, moet hy opdra aan die Here, dan sal hy jou planne slaag. Alles wat jy wil doen, jy het 'n kalender. Ek kom partykeer in huis en selfs toe my kinders ook in huis was, het ons 4 kalenders. 'n Groot kalender om die skool goed te onthou, alles te onthou, alles wat ons wil doen. So ons het planne. Dan sê hy, maak dit aan die Here bekend. Alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here. So gaan na die Here toe en sê, Here, dis wat ek wil doen. Praat met die Here daaroor en hy sal jou planne laat slaag. En toe skielik besef ek, om meer met die Heilige Gees te praat. Sê Gees van die Here, ek wil nou vanaand kerk toe gaan. Heilige Gees, dis wat ek graag wil doen. Heilige Gees, ek moet môre hierdie afspraak hê, daai afspraak, wil hierdie aan toe ry, daarna toe ry. Ek praat met die Gees van die Here. Nou moet jy onthou, as ek die hele tyd met die Heilige Gees praat, dan antwoord hy. Hy's nie 'n mens dat hy so lieg nie. Hy's nie 'n mens wat stil bly, wat nie antwoord nie. God antwoord. God doen iets. En wat wonderlik is, hy laat jou planne slaag. Hy help jou daarmee. Hy bring die regte goed in plek. So al wat ek moet doen, is om meer met die Here te praat. Nou daar's 'n baie interessante ding. Wat ons lees die Bybel, ons sien dit nie altyd raak nie. Is byvoorbeeld, Jesus die berg van verheerliking, daar's 'n seun wat vol demone is, en die disippels kon hom nie uitdra nie. En dan sê die Bybel, toe hulle alleen is, toe vra hulle vir Jesus, hoekom kan ons die duiwel nie uitdra nie? En skielik, dis eintlik die geheim. Toe hulle alleen is, toe praat hulle met die Here. En die Here gee hulle antwoord. En nou lê mense so klem op die antwoord, maar eintlik is die antwoord, toe hulle alleen is, toe praat hulle met die Here. En dan wil ek jou aanmoedig om meer met die Here te praat. Jy weet, die disippels, Jesus vertel 'n ding oor die tempel, dat die tempel afgebreek word, Matteus 24, dan gaan sit hulle, toe hulle alleen is, dan vra hulle die Here, en hulle praat met die Here daaroor. Toe hulle op die boot is, dan praat hulle met die Here, en dan verduidelik, sê Here, die gelykenis van die saaiër, hulle verstaan dit niks nie, en toe hulle alleen is, toe praat hulle met die Here. En ek wil jou aanmoedig, om meer met die Here te praat. Wat wonderlik is, ek kan net by myself met die Here praat. Hoe meer ek met die Here praat, hoe meer ek my planne aan God bekendstel, hoe meer laat hy goed werk vir my. En dis wie God is. Hy is 'n goeie God. Hy is 'n God wat vir ons lief is. Nou dink daaraan, as jy nie daarvan hou dat jou kind 'n bietjie meer kom vra vir jou. Nie eers vra nie, net praat. Net pa, ons nou skool toe gaan, ek moet toets skryf. Ek moet maar net vir pa sê. En pa, ek wil graag by die pelle gaan kyk. Pa, dit is wat ek wil gedoen. Die probleem is, ons sê net so nou en dan 'n dingetjie. Maar sê maar jy praat oor alles, praat jy. Sal dit nie lekker wees nie. En dan hoor ek as my kind met my praat, dan hoor ek wat is sy begeerte, waarna smag hulle, wat is belangrik in hulle lewe. En dis dieselfde. Ek dink hoe meer ons met die Here praat, hoe meer kry ons van die Here, hoe meer kom God se Gees kom werk in ons lewe. En ek wil jou aanmoedig
om meer met God te praat. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.